1 Samuel, hoofstuk 28. Gedurende hierdie tyd het die Filistyne hulle leer bymekaar geroep om teen Israel uit te trek. En Agis het vir Dawid gesê, jy weet natuurlik dat jy en al jou manne saam met my moet uittrek vir die oorlog. En Dawid het vir Agis geantwoord, dit is reg so. Die besluit oor wat die dienaar moet doen is in u hande. En Agis sê, reg, ek sal jou aan om my permanente leiwag te wees. Samuel is dood, en al die Israeliete het oor hom rou bedryf en hom in sy stad in Rama ter ruste gelê. Die waarsêers en die dode besweerders het Saul in die land laat sit. Net daarna is die Filistyne bymekaar geroep en hulle het daar by Sinem kamp opgeslaan. Die hele Israel is deur Saul opgeroep en hulle het daar by Gilboa kamp opgeslaan. Saul se hart het van vrees gesmeld toe hy sien hoe groot die Filistyne se leer was. Alhoewel Saul die Here om raad gevra het, het hy hom nie deur drome, die Urim of deur enige profeet geantwoord nie. Toe sê Saul vir sy dienaars, gaan soek vir my 'n vrou wat geeste kan oproep, sodat ek deur haar kan uitvind wat my te doen staan. Sy dienaars antwoord toe, kyk, daar by Endor is daar 'n vrou wat geeste kan oproep. Toe trek Saul ander klere aan en vermom hom. Hy en 2 van sy dienaars het vertrek en iewers gedurende die nag by die vrou se huis aangekom. Toe vra hy haar, sal jy asseblief vir my iemand se gees oproep? Ek sal jou sê wie se gees dit moet wees. En die vrou antwoord, jy weet mos dat Saul al die dode besweerders en waarsêers uit die land laat sit het. Is hierdie 'n stryk? Wil jy my dood veroorsaak? En Saul het onder eed by die Here gesweer en vir haar gesê, ek verseker jou, daar sal niks met jou gebeur nie, so seker as wat die Here leef. En sy vra hom, nou sê my dan wie ek vir jou moet oproep. En hy antwoord, jy moet Samuel vir my oproep. Die vrou het hard geskreeu toe sy vir Samuel sien. En sy sê vir Saul, jy is dan Saul, hoekom het jy vir my gelieg? En die koning antwoord, toe maar, jy hoef glad nie bang te wees nie. Vertel my eerder wat jy sien. En die vrou sê, uit die onderwêreld het ek 'n geestelike wese sien opkom. En Saul vra haar, vertel my hoe hy lyk. En sy sê, hy lyk soos 'n ou man wat 'n mantel dra. Saul het geweet dat dit Samuel was. Onmiddellik het hy vooroor gebuig met sy gesig na die grond. Toe sê Samuel vir Saul, hoekom roep jy my op? Jy pla my. En Saul sê, ek is vrek bang. Die Filistyne het teen my opgetrek vir oorlog. Die Here is nie meer met my nie, en hy weier om my deur profete of drome te antwoord. Daarom het ek u opgeroep, sodat u aan my kan sê wat my te doen staan. En Samuel sê, nou vir wat vra jy my as die Here jou reeds verlaat en jou vyandig gesind is? Die Here doen net aan jou wat hy reeds deur my aan jou gesê het hy gaan doen. Die koningskap het hy van jou af weggevat en hy het dit aan Dawid gegee. Hy doen dit vandag aan jou omdat jy geweier het om die stem van die Here te gehoorsaam deur nie sy toorn teen die Amalekiete uit te voer nie. Jy en Israel sal saam in die hand van die Filistyne gegee word deur die Here en jy en jou seuns sal môre hier by my wees. Ja, selfs Israel se leer word oorgegee in die mag van die Filistyne. Toe Saul dit hoor wat Samuel gesê het angs hom beetgepak en het net daar op die grond in mekaar gesak. En omdat hy die heel dag nog niks geëet het nie, was hy ook kragteloos. Die vrou het gesien dat Saul heeltemal verward en verskrik was. Daarom sê sy toe vir hom, kyk, my heer, u dienares het haar lewe gewaag deur na u te luister en te doen wat u gevra het. Nou moet u ook na my luister. Laat ek vir u kos voorberei, dan eet u iets. U het al die kragte nodig om voort te gaan. Saul wou nie en het gesê, nee, ek gaan nie eet nie. Maar die vrou en sy dienaars het egter by hom aangehou om iets te eet. Op die ou end het hy na hulle geluister. Hy het van die grond af opgestaan en op die kant van die bed gaan sit. Daar in die stal het die vrou 'n vetgevoerde kalf gehad. Sy het van die meel gevat, dit geknie en daarvan ongesuurde broodkoeke gebak en die kalf geslag. Die kos het sy aan Saul en sy dienaars voorgesit. Hulle het daarvan geëet en later die nag weer vertrek.